Ons Here, ons kyk op na U. Dis van U wat ons die seën verwag. Wysheid, leiding, onderrig, bemoediging. Om Heilige Gees leer ons en lei ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade, verzoening en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Kom ons doen saam belydenis van ons geloof en dan sing ons dit. Ek glo in God die Vader. Kom ons staan en dan sing ons dit en dan sing ons weer. Is hier. En ek hoef vir niemand vir julle te sê dat ons in 'n wêreld lewe wat chaoties is en vol stikking en vol seer en vol bedrog en vol oneindig baie seker of onseker. 'n Wêreld wat ons nie weet wat om te verwag. Later vandag selfs, môre en oormôre. 'n Wêreld waarin ons asem ophou oor dit wat ons dalk kan verras. Dit was nie eens aangenaam verras. Ons leef in hierdie wêreld wat ons wonder en waar ons dikwels so weerloos voel, magteloos voel, radeloos. 'n Wêreld waarin ons maar net kan hoop dat ons gaan staande bly en weer gaan kom. Dis hoe meeste mense voel. Die vraag is of dit regtig waar is en reg is en gepas is dat ons so radeloos en weerloos voel. Is dit waar? En ek dink nie dit behoort so te wees. Dit behoort nie so te wees dat ons wat sê dat ons kinders is van die Here is, dat ons vir hierdie jaar in vrees en bewering en onsekerheid moet lewe en reddeloos en radeloos en hierdie onsaglike onsekerheid en vrees leef. Daar's baie antwoorde. Daar's baie riglyne, daar's baie raad. Die betroubaarste moontlik is beskikbaar. Daar is raad. Maar die antwoorde lê nie by mense.
en hulle idees nie. Die antwoorde, dit wat ons reg in die begin van hierdie jaar weer vir ons moet sê, die antwoorde lê nie by mense en hulle idees nie. Ek het vir julle al vertel van die predikant wat op 'n dag kom sê het, toe sê hy vir sy gemeente, toe sê hy, weet julle, vir baie jare as iemand van julle na my toe gekom het, dan het ek die raad en klomp die leiers by mekaar geroep, dan het ons saam oor hierdie probleme gedink. En dan het ons 'n beplanning gemaak en raad uitgewerk vir die persoon of die situasie. En dat 'n punt gekom dat ek skielik besef het, mense kom omdat hulle geestelik met antwoorde bankrot sê, ek weet nie meer nie. En dan kom ons wat laat asof ons weet. En dan gee ons vir die menslike raad wat ons uiteindelik besef, wat ek besef het en my groep besef het. As bankrot mense kom omdat bankrot mense bankrotte raad te gee, en ons kom nergens nie, los nie probleme op nie. Ek lees nog gister van 'n man wat sê, 'n predikant wat geskryf het, toe sê hy, mense kom en jy gee vir hulle raad, en 90% van die kere kom daar niks verbeter en kom niks daarvan. Want die probleem is, ons besef nie die raad moet van God afkom. En dat ons as mense die antwoorde en die wysheid by God moet gaan soek nie. Weet jy, so 2 maande terug stuur 'n ou vir my 'n WhatsApp. Ek ken hom glad nie. Ek ken nie die nommer nie. Hy stuur my WhatsApp, hy sê vir my, Dominee, ek het 'n probleem en jy moet hom vir my oplos. Ek wil jou kom sien. Jy moet my probleem vir my oplos. Ek het jou nommer by iemand gekry. En hulle sê, jy doen sulke goed. Toe sê ek vir, jy probeer gewoon, ek kan nie jou probleme oplos nie. Ek kan nie jou probleme oplos nie. Maar kan jou beduie, en ek kan vir jou help, want jy moet dit oplos. Jy moet die probleem oplos. Maar gaan jou beduie, en wie vir jou gaan vir jou sê, hoe hier goed moet gebeur. Jy kan dit nie alleen doen. En nou wil ek saam met julle lees so 'n paar tekste wat ek hier uitgesoek het. Ons hoor, wat sê die Bybel vir ons? Nou Psalm 119, dis 'n ongelooflike gedeelte. Die Psalm 119 wat so ontsaglik baie raad gee, wat ons so ontsettend baie kan leer. Een van hierdie, of 2 van die vers 80 en vers 105, kom sê, hy skryf hier, hy sê, laat my volledig by die voorskrifte bly, sodat ek nooit raad op sal wees nie. Dat ek nooit raad op sal wees nie, radeloos, moedeloos sê, ek weet nie. So wat kom sê hier? Om by die Here se voorskrifte te bly. Dis die raad wat hy gee. Luister na wat sê God. En dan sê hy, want God se woord, God se raad is die lamp vir my voet en die lig vir my lewenspad. Die volgende een. Psalm 1 vers 1 en 2 ken ons al so goed, wat sê, gaan goed met die mens, wat in die woord van die Here sy vreugde vind, en die dag en nag oordink. Psalm 32 vers 8, ek het maar net 'n paar das, as jy gaan kyk na hierdie goed oor die raad van God en die wysheid, dan is daar in die concordansie 400-500 van hulle. Hy sê, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Is die boodskap wat God gee. Ek wil vir jou leer. Ek wil vir jou raad gee. Ek wil my oog oor jou hou. Psalm 119 weer vers 4 en 6 is, kyk daar, die woord vergeet ek nie.
Ek het U het U bevele gegee dat dit ten volle uitgevoer moet word. As ek U gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. So as ons nou net gekyk na die eerste een, dan sê die woord, vers 105, is 'n lig op my pad, die lamp vir my voet. Dis beelde wat hier gebruik word. Beelde om te vertel van die krag van hierdie boodskap. Om vir ons te sê, wat is die betekenis hiervan, die waarde hiervan, die wete, wat nog altyd in al die geskrewe staan, die geskiedenis wat so, dat die wêreld mag gedurig in donkerte verval het, en radeloos en reddeloos geswerf het. As ons kyk na die wêreld waar ons vandag is, iemand skryf nou die dag, hy sê, en ek het die gedeelte as baie, hy sê, daar is in die wêreld meer as 4000 verskillende geloowe. 29% van die wêreld, die hierdie ouds gesê het so 'n paar jaar terug, sê hulle is Christene. En binne die Christelike geloof het ons nou gesien, die verskriklike verdraaidheid en verdwaling en vreemde goed wat in hierdie 3/10 van die wêreld wat Christene is. En die mense raak al hoe meer verdwaald en elkeen gee uitleg aan sy eie gedeelte. Ons sien in ons dorp die geweldige klomp kerke en gemeentes en denominasies wat hier is, van elkeen wat glo dat hulle die waarheid weet het en dat hulle die raad het, of mense wil sê, so sê dit. Jou wêreld is deur mekaar, wat sê, nie jou kinders gewoon in kerk te gaan, jy moet self besluit. Dan hierdie ou BBQ, wat ek nie so hard op by alfabet, en ons kyk na al hierdie goed, word die mense se kele in afgedruk. Dis iets skrikwekkend. Al hierdie chaos, terwyl ons die lig en die lamp het. Die chaos in die wêreld, terwyl die lig en die lamp al eeue lank, 2000 jaar in hierdie wêreld beskikbaar is. Die donkerte wat nie net daar buite is nie, maar dit was ook in ons eie hart is, wanneer ons spartel, sukkel, in ons families, in ons gemeenskap, stikkende verhoudings, stikkende gemeenskap, verdeeldheid, oorlog, verskille, boosheid, ongekraptheid, terwyl ons elke dag die Bybel kan lees, terwyl ons elke Sondag in die kerk kan lees, terwyl ons soveel geleentheid het om na hierdie meester te leer, te luister, wat vir ons sê, hier is die volle waarheid, hier is die raad, hier is die deel vir die lewe. As ek die woord in ag neem, sê hy, sal ek nooit raad op wees. Ek sal nooit wonder, wat is nou die antwoord, waarheen, wat. God se woord is die volle lewensreël. En ons moet aandag daaraan gee. Die belangrike ding is dat ons aandag gee hieraan, dat ons dit gaan oordink. Psalm 1 sê, van goed die mens wat in die woord van die Here se vreugde vind, en dag en nag oordink. En as hy sê dag en nag oordink, beteken dit vir alles, oral, alle tye, alle plekke. Die woord van die Here my riglyn, elke plek en elke tyd, sodat hy vir my kan sê, wat is die regte ding, heeltemal in die opbou. Ons kla oor die chaos in Suid-Afrika. Ons kla oor die wette wat geminag word, sê, dis 'n wettelose wêreld. Mense raak al hoe meer wetteloos.
Een van die grootste wette wat ons seker elke dag sien, is dat 'n robot en 'n stofsuiger niks moet beteken nie. En dis ook nie net vir die taksies nie, ons doen dit saam. Ons het hierdie chaos omdat ons die wette en reëls gehoorsaam nie. Reëls wat gemaak is sodat ons almal veiliger kan wees, sodat ons almal geleenthede kan hê. Elke baan, elke geleentheid op tyd. Die hartseer is dat hierdie wette daar buitekant en die wetteloosheid waarvan ek en jy deel word, die begin met ons ongehoorsaamheid aan die groot wetboek, die lewensreël wat God gemaak het. Die wêreld en ons in die gemeenskap het kouer begin raak onder die een wat die lewensreël gegee het. Ons kan nie pick and choose wat die reëls ons gehoorsaam nie. Ons kan nie, tog doen ons dit. Ons besluit oor wat en waar en hoe ons aan die Here gehoorsaam sal wees. Ons besluit of ons kan sien en of dit ons pas. En ons weet, as God vir ons sy reël gegee het, sy raad gegee het, die struktuur gegee het, as 'n mens aan 'n struktuur van die ding voeter, dan verswak hy en dan val hy in mekaar. Ons het nou dag die huis gesien, hier sit in Soweto of een van die swart gebiede, wat hulle van hulle self 'n dubbelverdieping gebou het, en het ingeskort op almal, omdat hulle nie die reëls van die gebou ken. Ons weet hier in die Kaap Ernstig, waar hulle sê, wat die Woensdag gebou so op die jare terug mekaar gestort. Die oomblik as jy dit uit mekaar het al die probleem. Ons het gesien in Pretoria se omgewing kragkabels, die maste wat in mekaar gesak het, omdat die staaldiewe begin het om van hierdie dwarseisters af te haal, stadig maar seker, totdat dit uiteindelik elkeen wat 'n rol gespeel nie daar is en stort dit in duie. Ons sien ons gemeenskap, ons gesinne in duie stort, omdat pa of ma of ernstig nie meer by die Here in sy woord uitkom. Ons sien ons dorp en ons gemeenskap, alles in mekaar stort, omdat ons besluit dat ons nie die struktuur gaan hou nie, omdat ons met die minste probeer regkom. Omdat ons nie ten volle aan God gehoorsaam is en die reël volg nie, net so min as wat ons kan besluit om nie bakbeer na koek te sit as hy die koek bakbeer nie. Of wat ook al nie, die resep van God is daar. En dit is nie vir ons om te besluit of ons beter weet. Jesus vertel die verhaal van die verlore seun. Die een wat nie meer by die huis wil bly nie, die een wat liewer sy eie ding wil doen en die chaos waarop het geëindig het, en sê die antwoord is om terug te kom by die Vader, die reëls wat hy gemaak het. Ons lees hier die woord van die Here, die lig en die lamp. Daar's niks wat by God se woord kom. Ons sal nooit radeloos word wees as ons na God se gebooie sal luister. Daar's so baie woorde, sy gebooie, God se verordeninge, God se wette. Die mensdom sukkel omdat ons nuuskierig is en alles stop en duie. Maar daar was Kersfees. Ons het nou die dag Kersfees gevier. Nee, 2 weke, 3 weke gelede het ons Kersfees gevier. Die heerlike waar God die chaos opgevolg het en sy seun gestuur het. Kersfees gevolg deur 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe jaar waarin ek en jy kan besef hier is nuwe antwoorde. En nou wil ek ons met volgende gedeelte gaan lees. Ons het gehoor, en ons het hier Kersfees hier wetenskap oor gehoor, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hy's aangekondig, hy's beloof as die raadsman,
En die volgende teks, wat sê, in hierdie voorspelling, die loot uit die stam van Isaai, die een wat sal kom, hy sal 'n takkie sal uitspruit in die stam van Isaai. Anderwoorde in die nageslag, as daar so chaos is, uit hierdie amper dooie boom, uit daai stam, gaan iets voortvloei. Die sê, 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En sê, oor hierdie een wat sal kom, Jesus dan sê, die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Sê, hierdie goed is dit wat in hom gaan lê. Hierdie Jesus sê die antwoorde vir die lewe kom bring, die finale antwoord. Hy sê dit was ek het nie gekom om die wet weg te vat nie. Ek het nie gekom om enigiets van hierdie goed ongedaan te maak nie. Ek het gekom om dit tot vervulling te bring, die volle betekenis van hierdie goed vir jou te gee. Om te wys dat hierdie goed een saak is. Jy kan nie maar kies as jy wil. En as hy dan gekom het, dan sien ons in hom die voorbeeld van hoe God se wet, en God se riglyne en God se verordeninge in aksie moet kom. Dan sê hy van julle lees hierdie goed, julle sien hierdie goed, julle praat hierdie goed, en skryf hier kom en sê, ja, dit klink goed. Paulus skryf diep in my wese van dit vreugde in die wet van die Here. Maar dan as ek kom in die praktyk, dan sê hy dan my hart vind ek hierdie, vir my doen en laat hierdie vrede ding, dat ek so ongewis aan. Sê, wie sal my verlos hiervan? Wie gaan my vry maak? En sê hy, God die eer, want hy doen dit, die dank, want hy doen dit deur Christus Jesus ons Here. Hierdie Jesus kom en wys hoe al hierdie dinge lyk in die praktyk, en hy sê vir ons, julle kan nie maar met hierdie goed maak soos julle wil nie, kom en wys vir julle wat maak die mens daarmee. En hy gee antwoorde, en ons lees, veral hierdie eerste hoofstukke van Handelinge en vele, dan lees ons, dat die mense wat hy hieraan gesteer het, sien ons die ongelooflike van herlewings, nuwe wêrelde, nuwe vreugdes, nuwe blydskap, nuwe worde. En hom sien ons die praktyk, hoe hy die wêreld beter plek om maak, God se plek om maak, God se koninkryk om herstel. Waar sien ons dit? In die eerste plek is sy liefde, is die volle uitvoering van die wet. Liefde. En dit is net mooi daar waar hy sê, dis die groot wet. En omdat ons nie bereid is om hierdie liefde onvoorwaardelik oral in alle omstandighede aan alle mense op alle plekke te bewys, en val die wêreld in mekaar. Want elkeen vir homself. En ons is gulsig om te sê, ek soek vir my en ek het nie 'n saak met die res nie. Ek wil nie, ek gun nie. Jesus sê, die liefde is die basis. Hoop alles, glo alles, verdra alles, bedek alles. So, die liefde skryf nie op nie. Die liefde laat nie toe dat daar 'n geskiedenis kom, dat daar opbou is. Die liefde breek af. Hy leer van genade. Genade wat sê, ek gee, God gee geskenke. Hy gee wat mense nie kan verdien, wat ek en jy nie kan verdien, en hy sê ons, gaan maak julle net so. Maak mense vry, in plaas van om hulle gevangenis te maak, en vreesvolle lewe, en dis die ene weer geslagen. Hy leer ons te vergewe, alles te vergewe. En as Petrus royaal wil sê, moet ons 7 keer vergewe, dan sê 70 keer 7. Wat bedoel jy nou, Petrus? Soos ek jou vergewe. En dan leer hy ons in sy woord, as hy ons Vader leer die gebed, dan sê hy vir hulle hoe die dinge moet werk, en dan so naskrif. As jy mekaar nie vergewe nie, dan leer ons bid, Here, vergewe ons soos ons van sondags vergewe, die wat teen ons oortree vergewe. Dan sê hy net in case jy nie mooi verstaan. As julle dit nie doen, dan moet julle ook nie van my vra om te vergewe. En dan sê hy sommer vroeg in Jeremia, dan sê hy, jy weet, ek wil jy nie mooi verstaan.
dan nie na my toe kom. En kom bid nie. En kom roep nie. Ek sal my kop wegdraai, sal nie luister nie. Nie wanneer julle in 'n wêreld leef wat julle pyn en seer en onreg sien en jy hulp geroep het en jy oor nie wees wat 'n deel van die sê. Kom ons maak die saak uit. Daar's 'n reël, daar's 'n wet. Kry jy lewe ooreenkomstig en gehoorsaam. En dit is tyd dat jy julle steur aan wat ek sê. Dan is dit om julle te vergeefs en sê, Here, help, wys ons die pad. Ek sal nie daar wees. Hy gee om, hy sorg en versorg, eerbied, respek vir alle mense op alle plekke. Julle praat weer in die afgelope tyd met mense wat so soekend is na allerlei opwinding, wat sê alles is so droog en doods en hulle die ander dele totaal self. Mense soek in hierdie doodsheid opwinding. En dan gaan hulle van die een tent byeenkoms na die volgende, die een van die kerk na die volgende, waar hulle die musiek al harde speel en harde skreeu, al grootser en grootser. Want hulle soek iets hier. Dit gaan nie werk om na plekke toe te gaan waar mense met musiek en klank en die ritme al hoor jaag en my opgewend. Here moet sy vrede met my opwend volg. Dan volgende Sondag moet ek weer gaan. Ek moet weer gaan, ek moet weer daai pulsing hoor. Iemand moet weer die energie om my probeer losmaak. Ek het nie behoefte dan, ek het nou so Sondag op 3 uur terug gesê, ek het nie behoefte aan die groepie, want ek kan mense gaan soek wat iemand anders moet opwek. Dit beleef ek gedurig. Klein bietjies, maar gedurig, wanneer ek gehoorsaam word aan die Here se woord. Ons het nie lawaai nodig, ons kan vrede hê, en die van julle ouens soos Willie hulle wat nou al lang pad loop en eenmaal sal weet. Weet julle, daar in die berg wat daar nie overhofsel is. Ek vertel u 'n keer, hy het 'n buurman van hom wat in 'n kerk is waar hulle so opsweep in raas gegaan. Hy vra hom saam met hom na die meisie te gaan aan sy toe, hulle nou so by inkoms, hy sê, nou kom daar aand om vrou daar. Sy begin daar praat. Hy sê maar, daar stem van haar trek hier dat oor die plaas weer galm. En sy dien met gebare wat sê, ons breek die sonde, en sy die beeldig breek sy die kettings los en hulle vry maak en God wat so al hierdie goeders doen. Hy sê, en hy sit so en luister, hy sit so en toe die aand verby is, vrydag aand sit hy daar in die kamer en saam met 'n paar van sy vriende. En hy sê vir hy gaan huis toe môreoggend. Sê, hierdie is vir my. Die volgende oggend ry hy, sê, terwyl ek huis toe ry, dink ek aan dit wat by ons gebeur. Dat mense tot bekering kom in stilte, wanneer God toegelaat word, gesoek word en hy herk. Ek weet ook heel vandag, was eendag by naby Parys, by 'n katholieke retreat-sentrum. Daar kom so sterk uit outie daar aan, t-shirt en die first man en die alles so James Dalton, hy lyk net so James Dalton. Die man is daar, die meisie wat in dans met hoe hard is en langs gereed, so profie. En toe hulle nou ryk is, nou raak hy nog gemakkelijk, dus hy sê die heilig nou. Nou daar werk ek nou so, as jy daar aankom, dan vat ons jou tas en dus sê, dan kyk nou sit, ons kom bedien vir jou. Ons is die dienstnechter, ons gaan jou bedien op alle maniere. Ek sê vir hom, kom dat ek jou opvat. Nee, maar ek sê van hoog, ek draai jou tas, so aan. En ons begin die aand met die lesings. Die volgende dag sit ons in die kapel. Nou, soos wat die lesings en die dinge vorder, dan elke aand, betek ek die dag ook, na daar
lesings wat Jan ken dit so goed. So kom ons daar in kapel wat stil is in kerk. En dan sal die ouens wat musiek maak saggies. Musiek speel die Christelike mense saggies. Jy hoor amper die innerlike. En dan sal die geestelike leier gevra, kom ons dink oor wat vandag gebeur. En net 'n herinnering oor voel jy oor dit wat God vir jou gesê het, voel jy oor hierdie, voel jy oor daardie. En daar sal lang stilte is, en jy kan dink oor hierdie goed. Want het gaan ook oor verwerk wat jy gehoor het. Want as ons kerk toe gaan, dan het ons hierdie goed gehoor, gaan ons huis dadelik met ons kos maak, gaan te kere. En dit wat ons gehoor het, baie betekent vir ons uit op lang voor ons het oordink het. Maar daar kan jy nie, jy gaan sit daar, jy gaan dink, stil. En wat heel naby wonder oor die, want sy oupa en oma, sy pa en ma, is allemaal betrokke geweest. Hy is stilkant. Hy is 'n sterk man. En aan die stilte, dan staan ek en die senior geestelike leier, ek was sy assistent daar, staan nie so aan die kant, en dan kyk ons so oor die ouens, terwyl dit daar sit, en dan sê ons vir as jy behoefte het, dat iemand vir jou moet bid, en kom sit jy daar in die hoek, en dan bid ons, en praat ons oor goed, so na die stilte, lang stilte, en sit hier in die voorstelle. Ons weet ons en ons mense toemaak, ons sit hier op en so, die hele so lang vooruit, die wêreld so werk is toe, en nog toe. So raak jy die stilte, nou en dan vra jy op die vraag, en ek oor hierdie goed, ons twee dinge in die doodstap, nader ons sit by weg op. Nou het hy so elboos op sy knie, nou dis 'n ronde gebou, die spierwit in die katholieke kerk, die spierwit marmer altaar wat daar is, en drie trap en rooi maak, so voor die op. Die atmosfeer is ongelooflik. Hy sit so voor hom, die volgende oomblik staan hy op. Hy stap so, by die trap toe. En het lyk of hy hom so achter sy rug saam, hy val so plat. Druk, soos hy wil. My gees en hart vir die Here, iets besonders gebeur in die stilte. Maar ek luister wat God vir my sê. En ek hardloop nie weg nie. Ek luister. Ek reageer. En die gees van God wat met hom werk. Nie baie lang daarna nie staan die jeuggroep. Ek was baie lief vir die jeug, en ek na die naweek gegaan. Normaalweg, hier teen die Vrydag, dan begin die goed ons nie eers loop, hier teen Saterdag en die ding geloop, dan gebeur die groot goed dat mense regtig. Hierdie oorgawe in Jerman, daai Vrydag aand was daar 'n geleentheid wat hulle houtkruis op die grond gesit op hou uit aan die kapel. En toe vra hulle vir die klompie kinders, gee vir hulle papiertjie en hulle sê vir hulle, skryf die goed wat jou pla, die goed wat jy weet wat jy die Here moet uitmaak op daai papiertjie. En dan kap jy met 'n spyker, daar's 'n hamer en spykers op daai kruis vas. Gaan sê dit vir die Here. En in al die kere wat ek by Christus naweek was daai die grootste en die verstandigste, kragtigste, klompie seuns, maar daar wil daai kruis bly sit, dan wil ek saam jou vas, wil sit hulle, en bly sit. Die Here werk in die stilte, en hy vat later. Maar kinders hoor wat God sê, en dis ek die God wat die goed uitwerk. Nie 'n kerk wat die dreun sing, en 'n prediker wat opjaag en met emosies soos by 'n skoolse sportgeleentheid, en 'n tromme en goedes by emosioneel, fisies opjaag nie, maar die gees van God in stilte, en sy krag kom, en kinders, en die Here se voete laat buig,
Ek kan nou vir julle sê, as julle nou oor ons gemeente toe gaan, daar is 'n klomp van daardie klomp mense daar. Ek sal hulle vir julle uitwys van die jonger geslag wat nou al redelik groot kinders het, maar daar betrokke is by die jeug en by talle ander goed. Nou wil ek vir hulle uitwys, dis hulle wat by Christus gekom het en stort hulle harte vir die Here gegee en na jare nog vir die Here dien. Dis die krag, die bouwerk, die struktuur van die gemeente daar. Ek sê, ek het nie nodig nie, waarom sê het so? Elke keer, ooral waar ek kom, probeer ek mense se lewens die oomblik beter maak. Of 'n petrol gooi vir iets koop, ek probeer gedurig die tyd maak om met iemand net 'n woordjie aan te knoop daar by die toonbank. 'n Grappie te maak. Hierdie ouens wat gespanne is, weet nie wat se spanning loop hulle deur, mense wat ongeduldig is, hulle is moeg. En wat is hulle lewe daar buite? En 'n frons en 'n stuk gespanne die hele dag. Jy dink maar die oomblik as 'n mens glimlag. 'n Gespanne mens kan nie glimlag nie, kan sy gesig trek maar in spanning. En die oomblik wanneer jy iets sê dat iemand glimlag, dan breek die spanning. En dan sit 'n mens iets moois daar. Daarom is vir my, ek het nie nodig om besondig opgejaag te word in my refs en die rooi hardloop vir 'n uur of 2 nie, en dan gaan ek weer die week en ek probeer daarop oorleef nie. Ek kry 'n klein bietjie elke keer wanneer ek by iemand gaan huisbesoek doen, of iemand wat nood het, of iemand wat troos nodig het, of iemand wat ek 'n glimlag bring, of iemand wat ek 'n stukkie warmte los, dan kry ek daai warmte wat die Here wil hê om te hê. En kry ek 'n stilte. Want dis goddelike momente wanneer ek vir daardie iemand by 'n glimlag bring, met 'n oomblik tyd gee en sê, jy is waardevol genoeg dat ek met jou praat. Dat ek vir jou omgee. Dat ek 'n oomblik met jou vertoef. Jy is waardevol genoeg. Bevestig mens wees, waarde. Dis wat die Here Jesus gedoen het. As hy by mense wat niks was in die wêreld daar buite nie. Niks was nie. Hulle gaan haal het om sy disippels te wees. Hulle wat in die diepste nood was nader getrek het. En as hierdie werk immers al op wegskryf, selfs die kindertjies dan sê nee. Maak die saak wie is, maar 'n tydjie vir hulle. Vir Saggeus, die verwerkte. Die vrou die baie mans gehad het. So kan ons die voorbeelde een na die ander keer gaan, die Here Jesus wat gaan stilstaan het en geluister het en iets gedoen het. Wat hierdie ons by hierdie punt gebring, die ou langs om die kruis, wat hy liefdelike lewe gelei het, die Here Jesus sê vir hom, dis al vandag saam met die paradys is. Hy maak daardie moment, elke mens wat hy so in sy pad het, wys hy vir ons die lewensreël, dis ons roeping in die wêreld 'n beter plek te maak om die stukkende mense, elke mens daar buite, 'n oomblik van sy liefde te gee wat bevestig, jy is 'n mens. As ek liefgehad word, niks kan vir my so goed net voel en waardelik gee en my opstaan, as wanneer ek die liefde van die Here ervaar, dan is dit 'n moment daar waar het 'n rowwe dag was vandag, met moeg is, die mense omgekrap was. En iemand omgee van my tyd. Raak aan my, 'n glimlach en 'n vriendelike woord. Dit is daai goed wat die warmte hier binne kan bring, wat vir my genoeg is. Ek voel nodig. Maar plek te laat het dat iemand anders die gees van die Here werk in daardie moment. Die goddelike momente wanneer ons die goddelike dinge doen, wat God van ons vra. Stel so baie, die groot goed wat ons God moet doen, is nie die klein goed, dis die groot goed.
om in ons wêreld mense te raak met ons harte. Sien 'n kans in 2026, ja. Want God gee vir ons die heel. Is dit 'n uitdaging? Ja. Dis die uitdaging om nog by meer mense stil te staan. En meer mense te laat glimlag. En meer mense God te laat ervaar in die moment. En vir my en vir jou, wanneer ons by die Here self van stilstaan, gaan stil word en hom toelaat en hom te werk. Die Gees van God bring daardie ding hier in 'n papier behou wat werklik saak. Mag ons dit ervaar in hierdie jaar wat voor lê. Omdat ons hom soek, omdat ons erns maak met sy gebooie. En nie net pick and choose wat ons wil nie, maar dat ons sê, Here, ek sal nooit radeloos word, ek sal nooit wonder nie, ek sal nooit verward wees nie. As ek die gebooie gehoorsaam, as ek die woord gehoorsaam, as ek doen wat U my vra, dan weet ek. Mag ons in hierdie jaar sê reg nou, vandag, elke dag. Here, ek het die geleentheid om elke dag die woord te lees. Ek het die geleentheid om elke Sondag in die kerk te lees. Ek het die geleentheid om elke dag oral waar ek is, goddelike momente te skep, dat van deel te wees. Dis my begeer. Gees van God, leer my, lei my aan die pad. Dat die woord weer vir my kosbaar sal. Kosbaar. Daar waar ek kyk aan die luister, waar ek oor hierdie dinge gaan nadenk. Amen. Hemelse Vader, U ken ons hart, U sien waarmee ons besig is, sien ons karrel. U sien ons radeloos is, maar probeer om raad te gee in die stikkende wêreld, en ons weet dat dit vir my nie gewerk het, maar ons hoop dat ons kan iemand anders hou verleer. Maar dankie dat ons môre weer kan weet. Here, ons kan nie vergeet van al die goed. Al wat ons nodig het, is om vanmôre vir te kan sê, Here se Here gee vir my ook ontvanklikheid en toewyding en die wil om by U te wees, om te luister, om soekend te wees, om weer te ondersoek in volheid, dat ek die volle raad weer kan leer. Help ons dan om gehoorsaam te word, sodat ons dit wat U beloof het kan ervaar. Lief ons ek weet wat vir julle gedagte, voorspoed, nie teëspoed. Dankie dat ons kan deel wees van hierdie gemeente, deel wees van 'n geloofsgemeenskap. Ek bid, Here, dat ons na mekaar sal omsien, mekaar sal dra, vir mekaar sal bid, mekaar sal aanmoedig, en dat ons dit wat ons hier ontvang sal gaan nadink. Ons weet, dit gaan goed met die mense, die woord van Here vrede vind in die dag en nag. Help ons, Here, om daai stil tye te soek, wat U met ons kragtig kan werk. Vergewe ons arrogansie om te dink dat ons kan kies wat ons pas, en dat ons kan pad loop soos wat ons goed dink. Help ons om te besef dat dit in die Vader eindig. Dankie dat ons weer heel voor kan begin, want dit was Kersfees, want die raadsman het gekom. Ons hoef nie meer te wonder. Mag ons hierdie goeie raad in die begin van die jaar vat, dat ons in die hart loop, dat ons begeer, die wete dat ons kiesende is, in ons is, en dat ons 'n verskil maak. Seën ons elke een, bid dit in Jesus se naam.